Welkom by Flowering Almonds se ouerskapsuitdaging. Hierdie is een van vele video's wat jy in hierdie 40 dae gaan ontvang, wat jy gaan bemagtig om jou kinders groot te maak in die weë van die Here, om jou kinders vas te maak aan Hom en onder sy sambreel van liefde en beskerming te plaas. So vanaand se video fokus daarop oor hoe kan jy woord in jou kinders se lewe inplant en seker maak hulle ken die woord en hulle leer die woord van God. So ek het so vinnige kort stukkie wat ek vir julle hier gaan insit oor 'n vers van die week bord wat jy saam met jou gesin kan maak. Moet dit nie op jou eie aanpak nie, gaan doen inkopies, koop die regte kleurpapier, 'n lekker canvas bord. Dit hoef nie 'n perfekte prent te wees nie. Maak 'n bord, plak hom op. En dan sit jy elke week een Bybelvers in daai bord wat almal lees. Elke keer is die reël, as jy verby hom loop, moet jy hom opsê. As jy in die kar is, moet almal hom probeer saam opsê. Maak bewegings, maak 'n speletjie daarvan. Wat kan jy dink, as jy een Bybelvers elke dag, elke week van die jaar vir jou kinders aanleer, dan het hulle 52 verse gedurende die jaar geleer, wat hulle nie sou geken het nie. So hoe wonderlik is dit net nie, om so dan nou in jou kind se lewe goeie saad in goeie grond te belê nie. Ek lees vir julle Deuteronomium 6 vers 6 tot 7. Hierdie woorde moet in jou hart wees en jy moet in jou kinders inskerp. Nou julle, dit is wat die woord vir ons leer, is dat ons kinders moet leer in die Here se weë en in sy woord. So hoe doen ons dit? Ons skryf daai vers van die week, skryf ons neer en dan vat ons die woord. Jy kan 'n familiebybel vat of wat meer ideaal is om elke kind hulle eie Bybel te vat. Help hulle, leer vir hulle waar is hierdie boek in die Bybel. Verduidelik vir hulle, hierdie is sê nou maar Jeremia en Jeremia was 'n profeet. So die profete se boeke kry ons op 'n spesifieke gedeelte in die Bybel. Help hulle om hom te soek en dan daai vers te onderstreep. Hulle mag hulle plakhouertjie daarby insit. As jy 'n inkleer Bybel het, kan hulle saam met dit inkleer, stiekertjie byplak. Maar so het hulle hulle eerste versie dan onderstreep in die woord. Selfs al kan hulle nie al die woorde al leer nie, het hulle ontdek dat weet julle wat hierdie is, die woord van God. En ek het 'n skrif, 'n skat in hierdie woord gevind. Nou julle, die Joodse seentjies, as hulle 12 jaar oud is, kan hulle die hele eerste 5 boeke van die Bybel, die hele Torah, kan hulle opsê, woord vir woord. En dan word daar 'n bar mitzvah vir daai seentjies gehou. Nou, toe ek in Israel was ek bevoorreg om dit te sien. Hulle lig die seën op. Al die manne dra die seën. Hulle fluit en juig en hulle dans om daai seën en vier die feit dat hierdie seën nou groot is en dat hierdie seën die woord van die Here so kan opsê en ken. Nou daai vreugde wat hierdie Jode beleef en ervaar, is dit nie ook wat ons het beleef en ervaar wanneer ons kinders die woord van die Here leer ken nie, wanneer hulle skrifte begin opsê nie. En ons kinders is so sponsies, hulle is ontvanklik, hulle breintjies is slim, en daar is soveel plek en kapasiteit vir die woord van God in hulle brein. Dit hang net van ons as ouers af. Gaan ons die tyd en gaan ons die moeite insit om die woord vir hulle te leer. En soos ek sê, hierdie versbord, dit is net 'n tool. Dis 'n tool wat ek in jou hand sit, wat jy kan gebruik. Dis iets wat die hele gesin in belê. Almal lees die woord, almal sien dit. Daar's sekere ander maniere hoe jy dit ook kan doen. Onthou, jy sit nie skriffies dat die wêreld oral sit dit moet sien om te sê, ek's 'n Christen, kyk vir my nie. Dit is glad nie die hart nie. Maar in jou huis, moenie skroom om in jou kind se kamer skilderye met skrif op te sit nie. Wat sê, wat God se woord oor hulle lewe uitspreek nie. Moenie bang wees om Bybelvers bekers te koop, of borde, of in jou kombuis te sit, oralste waar jy gaan, skrif op te sit, en op te plak, en op te verf nie. Dit is nie vir mense daar buite om 'n show op te sit, en nou te wys, ek ken die woord, my huis is vol van die woord, of ek het 'n bumper sticker op my kar nie. Dit is nie die intensie daarvan nie. Die intensie is om jou kind se omgewing waarin hulle groot word, te vul met die woord van God. Nou ja, julle, die woord van God plant saad. Dit is saad wat geplant word. En enige saadjie wat geplant word, gaan op 'n tyd ontkiem. Die saad gaan water kry, daar gaan sonlig skyn, en iemand gaan help om daai saad
te laat groei tot 'n groot plantjie. Maar as jy daai saad nou al plant, dan kan jy weet, daar gaan 'n opkoms kom en 'n groei wees. Psalm 119 vers 11 sê, ek het die woord in my hart gebere. En dit is wat gebeur met ons kinders, as daai woord gebere is daai woord in hulle hart gebere. En ek beloof vir jou, daai woord gaan opkom. Die woord bou 'n fondament van geloof. So 1 vers 'n week bou 'n geestelike rots, nê? So jou kind se lewe word nie gebou op sand nie, soos die huis wat op die sand wat platval nie. Dit word op 'n rots, 'n stewige, onwankelbare rots gebou. Want die woord van God is lewend en kragtig. Die woord van God staan vas deur alle tye en alle omstandighede. Matteus 7 vers 24 sê, hy wat my woorde hoor, bou op die rots. Dan, as jy skrif in jou kinders se lewe in belê, vorm dit hulle denke en hulle woorde. So, dit wat in hulle gedagtes leef, gaan uit hulle monde uitkom. So, hoe meer hulle skrif leer, is dit wat hulle gaan praat, dit is wat hulle gaan sê, want daai skrif is in daai breinpaadjies in vasgemaak. Romeine 12 vers 2 sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En dan leer dit ook vir ons kinders dissipline en 'n verhouding met God. Elke week se skrif wat hulle leer, word deel van hulle daaglikse roetine en dit vat dissipline om daai stil te staan, die skrif te lees, die skrif op te sê. Dit vat dissipline om in die kar op te sê. Dit vat dissipline om in die aand op te sê. Ek onthou so goed toe ons kinders was, moes ons altyd 'n skrifvers elke week memoriseer. Ons moes die hele week dit oefen en die Sondagoggend moes ons dit vir die sonneskooljuffrou opgesê het. En dan sou ons nou 'n regmerkie kry of 'n sterretjie kry om aan die einde van die jaar ons bywoningssertifikaat te kry. En op 'n tyd het ek gedink, nee man, dis net reëls en wetties, dit gaan net oor 'n sertifikaat. Maar soos wat ek ouer word, besef ek wat 'n waarde was daarin. Dit het nie ooit vir die juffrou gegaan oor die sertifikaat nie. Dit was net 'n aanmoediging. Maar daai skrifte wat ons geleer het, ongeag of dit met bloed, sweet aangeleer moes word, het ons gedagtes verander en ons gedagtes vernuwe. En tot vandag toe is dit die skrifte wat ek onthou. Dan bou dit ook herinneringe saam, nê? Baie belangrik. Dit raak een van jou gesin tradisies. So, wanneer jou kinders groot word, dan weet hulle maar, joe, dis iets wat ek en my ouers gedoen het. Baie keer sal my man vir my sê, hulle het, as dit aandete was, het sy pa vir hulle uit die familiebybel uitgelees, voordat hulle mag opgestaan het. So dis 'n herinnering. Dit is ietsie wat deel raak van jou kind se tradisies, wat hulle weer vir hulle kinders gaan doen. So julle, elke vers plant 'n saadjie wat gaan vrug dra. Moenie dit onderskat om dissiplines by jou kind te kweek, om die woord van die Here te leer en te memoriseer nie. Moenie dit onderskat om die woord te vat en vir hulle te wys waar die skrif staan nie. Daar is soveel waarde daarin. Ons kinders se gedagtes word met baie ander dinge gevul. Mag ons as ouers dit ernstig opneem om ons kinders se gedagtes met die woord van God te vul. Want onthou, maak dit vas in jou hart. Die woord van God is kragtig en lewend. Dit dring deur tussen murg en deur been. Dit kan jou kind in moeilike omstandighede en waar daar moeilike keuses voor hulle staan, mag dit hulle lewe red wanneer hulle die woord ken, want hulle gaan kan keuses maak wat gebaseer is op waarheid. Mag die Here julle seën.